Arland Sanders het gesig, nog een restauranteur wat voor sy hoopvolle gezicht toegeslaan het. Hy het sy monsterhouer, gevul met sy beroemde vegetarische boinkie frikadelle, versigtig terug in sy verslete tas geplaas. Dit was die 100ste verwerping, een bekende bittersmaak wat die aroma van sy noukeurig vervaardigde recept vergesel het. Sy ouka, een getrouwe metgesel, het oor stobberige paaie gedrein met Arland en 'n droom op sy verblijkte sitplekke. Hy self het jarenlang aan sy spesiale boinkie frikadel gewerk en was oortuig dat die hartlike smaak daarvan almal sou behaag. Maar om skeptiese dinner-eienaar te oortuig, het 'n wobbelrige, eindelose reis gebleik te wees. Arland, 'n vriendelike man met 'n vasbeslote glinstering in sy oë, het dikwels sy aanbieding met 'n warm glimlag begin. "Probeer dit, vriend," sou hy sê, terwyl hy 'n varsgebakte frikadel uitsteek. Dit is met liefde en 'n geheime mengsel van kruie gemaak. Die meeste eienaars het hom met agterdog bekyk, te besig of te vas in hul weë. Lyk interessant, maar ons spyskaart is vol, het 'n Norsman dit afgemaak en hom weggewuif. "Mense wil vleis hê, nie boinkie frikadelle nie," het 'n ander verklaar, skaars geproe. Elke nee was 'n klein gewig op sy hart, maar Arland het geweier om sy gees te laat verpletter. Hy het sy nuwe vrou, Claudia, onthou wat vir hom gesê het: "Arland, jou resep is 'n geskenk. Moenie dat 'n paar geslote deure jou keer nie," maar woorde was soos brandstof vir sy moe siel, wat hom verby uitputting gestoot het. Sy spaargeld het gekrimp, die padtekens het in 'n ononderbroke stroom onbekende dorpe vervolg. Soms het hy in sy kar geslaap, soms in goedkoop motelle, altyd met sy kosbare resep naby. Hy self was 'n ouer man, maar sy passie het helderder gebrand as ooit tevore, wat sy pad vorentoe verlig het. Een aand, na nog 'n dag van eindelose verwerpings, het Arland in 'n klein, stil dorpie ingetrek. Die restaurant daar, genaamd De Roodside Rest, het net so moeg gelyk soos hy gevoel het, met 'n flikkerende neonbord. Dit sou sy 1000ste probeerslag wees, of dal die 1001ste. Hy self het ingeloop, die klokkie bo die deur het sag geklingel en 'n eensame, mooi kelnerin onthul wat toonbanke afgevee het. "Verskoon my, mevrou," het Arland begin, sy stem lees van die lang rit. "Sou die eienaar dalk hier wees? Ek het iets spesiaals om vir hulle te wys." Die eienaar, 'n vrou genaamd Clara, het uit die kombuis gekom en haar hande aan haar voorskoot afgevee. Sy het na Arland gekyk, haar uitdrukking moeg maar nuuskierig. "Wat kan ek vir jou doen, meneer?" het sy gevra, haar stem verbasend sag. Arland het sy boinkie frikadel verduidelik, sy stem het sy gewone passie en oortuiging herwin. Hy het 'n vars bondel reg daar op haar klein braaipan gaar gemaak, die aanloklike aroma het die restaurant gevul. Clara het gekyk, 'n vaag glimlag wat op haar lippe gespeel het, haar belangstelling was duidelik gewek. Sy het 'n happie geneem, haar oë het effens verwyd van verbasing en genot. "Dit is regtig iets, meneer," het sy gemompel en met entoesiasme nog 'n happie geneem. "Dit is anders, maar heerlik. Ek het nog nooit so iets geproe nie." Arland se hart het gespring van vreugde en verligting. "Ons sal dit probeer," het Clara aangekondig, 'n nuwe vonk in haar mooi oë. "Kom ons sit dit op die spyskaart as 'n spesiale. Mense is altyd op soek na iets nuuts." Arland kon sy ore nie glo nie, uiteindelik ja. Die eerste kontrak, 'n klein handdruk ooreenkoms, het groter gevoel as enige groot ooreenkoms. Die Roodside Rest klante was mal oor die boinkie frikadelle en gou het die nuus oor die heerlike nuwe gereg versprei. Arland, nou ouer en wyser, het nie sy reis daar gestop nie. Hy het aanhou ry en het sy spesiale resep met meer restaurante gedeel. Die pad het steeds sy hobbels gehad, bestanddele gebreke, nuwe mededingers, af en toe slegte resensies wat sy vasberadenheid getoets het. Maar nou het Arland geweet hoe om dit met ervaring en wysheid te hanteer. Hy self het geleer dat elke hobbel net deel van die reis was, nie 'n rede om sy vooruitgang te stop nie. Hy het aangepas, sy metodes verbeter, en deur elke uitdaging volhard. Uiteindelik het sy vegetariese boinkie frikadelle resep 'n geliefde gunsteling reg oor die land geword, 'n bewys van sy onbreekbare gees en visie. Hy het 'n nalatenskap gebou, nie net op 'n heerlike resep nie, maar op die onbreekbare geloof in sy droom. Sy verhaal het weerklink met die wysheid van die oop pad, 'n kragtige les vir ons almal. Die lewe is inderdaad 'n pad met hobbels, net soos Arland se lang en uitdagende reis. Hierdie uitdagings is nie bedoel om ons te ontspoor nie, maar om ons veerkragtigheid en vasberadenheid in ons strewes te leer. Net soos om op 'n hobbelrige pad te ry, moet ons stabiel stuur, ons fokus behou en met doelgerigtheid vorentoe beweeg. As Arland Sanders se ongelooflike reis jou geïnspireer het om aan te hou,
Teken in op Afrikaans Repo vir meer legendarische stories. Lukke as jy hierdie les vandag sal toepas, en lewer kommentaar watter beroemde storie ons volgende moet deel.